Harry van Eetveld is 'n direkteur by VDT Prokureurs en hy het onlangs vir ons verduidelik wat 'n servituut is. Hy het ook gepraat oor die verskillende servitute wat bestaan en hoe dit gevestig word. Vandag gesels ons verder oor hoe servitute prakties in die landbousektor werk. So goeiemôre Harry en welkom terug hier by ons. Môre. Nou vertel asseblief vir ons kykers of servitute geregistreer moet word en indien wel, hoe presies so 'n proses gaan werk. Miskien moet ek begin deur te verduidelik hoe 'n servituut geregistreer word. Onthou 'n servituut is meestal die resultaat van 'n ooreenkoms tussen grondeienaars van meerdere stukke grond en dit is dan hierdie ooreenkoms wat geregistreer word teen die titelaktes van die onderskeie stukke grond in die aktekantoor. Sou so 'n servituut nie geregistreer word nie, is die gevolg daarvan dat die ooreenkoms dan nou nie afdwingbaar sou wees teenoor derdes nie. Dit sou ook nie afdwingbaar wees teenoor opvolgers in titel nie. So met ander woorde, dit is belangrik om seker te maak 'n servituut word geregistreer. Nou wat is voorbeelde van tipiese servitute wat by landbougrond bestaan? Alsal voordat ek by sulke voorbeelde kom, wil ek dalk net verduidelik twee terme. Die een is dienende erf en die ander is 'n heersende erf. Nou 'n heersende erf is verwys ons na die eiendom wat geregtig is op die voordeel van die servituut, terwyl 'n dienende erf die erf is waaroor die servituut geregistreer word. Nou sekerlik is die mees belangrike en mees algemene van die landelike servitute die wat verband hou met reg van weg. Nou 'n reg van weg is eenvoudig 'n reg wat een persoon sou hê om van 'n servituutpad gebruik te maak oor die eiendom van 'n ander persoon. 'n Paar belangrike aspekte by reg van weg is dat die eienaar van die heersende erf sy reg te alle tye billik moet uitoefen. Die eienaar van die heersende erf het ook 'n plig om die servituutpad behoorlik in stand te hou, terwyl die eienaar van die van die dienende erf nie so plig het nie. En dan is dit ook belangrik dat die presiese roete van die servituutpad uitdruklik bepaal word. Daar is ook 'n ander vorm van reg van weg en dit is die sogenaamde noodweg. Nou 'n noodweg kom tot stand gewoonlik teen die wil van die eienaar van die dienende erf en word gewoonlik bevestig deur 'n hofbevel. Ja. Dit sou tipies van toepassing wees waar 'n boer geen ander redelike toegang tot 'n openbare pad het behalwe as om oor die eiendom van 'n aangrensende plaas byvoorbeeld te ry nie. Ander tipiese voorbeelde van algemene landelike servitute is die sogenaamde waterservitute. Dit sou wees waar die eienaar van 'n heersende erf geregtig sou wees om water by wyse van pypleidings of kanale oor 'n dienende erf aan te lê of om selfs water uit spruite of fonteine of riviere op die dienende erf te onttrek. Dan miskien ten laaste is daar ook weidingsservitute waar die eienaar weer eens van die heersende erf geregtig sou wees om byvoorbeeld sy beeste op 'n bepaalde gedeelte van die dienende erf te laat wy. En ek gaan jou daar in die rede met val. Die tyd was ongelukkig weer eens te min, maar baie dankie dat jy met ons kom gesels het. Groot plesier. Dit was Harry van Eetveld van VDT Prokureurs. En kykers met regsvrae oor boerdery kan gerus 'n boodskap op Groot Plaas se Facebookblad gaan los.